Nou, Siener praat van 'n Doringbos-regering wat sal oorneem wanneer hierdie land ineenstort, ekonomies en finansiëel en dan met geweldige hoeveelheid geweld. Nou, hierdie Doringbos-regering is 'n kombinasie van Jesuïte, Britte, VSA, sterk Joodse betrokkenheid, en dan sal hulle 'n tipe van 'n puppet government saamstel, iets soort gelyk aan 'n Kudesa regering. So hulle gaan weer 'n Kudesa hou en die tipe van ding. En hulle gaan almal ontwapen, hulle gaan die Central Bank Digital Currency inbring, en hulle het dan nou planne om Suid-Afrika leeg te steel. Reg. Nou, hierdie Doringbos regering, waarvan ons praat, is dan nou 'n sterk kombinasie van CIA, MI6, Jesuïte en die Mossad. Nou, hulle werk lankal reeds voor die tyd. Hierdie ouens staan nie een môre op en sê, ons het 'n krisis in Suid-Afrika, haai, weet jy, ons het nie geweet, dit kan gebeur nie. Nou sal ons iets omtrent dit doen, ons gaan nou troepe stuur en ons gaan 'n militêr die regering oorneem, want ons gaan dit maak asof ons kom help en die tipe van ding. Nee, hulle het 'n lang aanloop waar hulle 'n land stelselmatig destabiliseer. En ons sien tekens dat die Doringbos teenwoordig is in Suid-Afrika aan 'n aantal gebeure. So, jy tel dit op in die nuus, maar omdat jy nie verstaan dat die dots moet geconnect word nie, dink jy dis gebeure wat glad nie met mekaar verband hou nie. Ek wil vir jou 'n paar noem. Die ANC-regering hak vas met Trump van die begin van die jaar af. Maar die tariewe word ingebring en die gelde wat hulle vir ons gegee het word opgeskort. Reg? Op die oog af lyk dit of dit nie ernstig is nie. Die ANC kan hierdie skip nog stuur. Dan sien ons Julius Malema maak dreigende uitlatings teenoor die VSA en Trump, onder andere dat Trump moet removed word, hy moet verwyder word. En dat hy nou 'n groot gevaar is. En dan ewe skielik hoor 'n mens, maar Julius se visum oor see na Brittanje, hy het altyd daar gaan praat en gaan gif saai, wel dit is ewe skielik nie toegestaan nie. En die Britse ambassade kan nie eintlik sê hoekom dit nou nie toegestaan is nie. Hulle sê dis as gevolg van 'n bank holiday en so aan. So klomp twak. CIA en MI6 werk saam. Reg. En dan ewe skielik kom jy agter, maar Julius Malema word ewe skielik op hate speech deur die hof skuldig bevind, soms so uit die bloute uit. En dit nadat ek weet hy het hoe lank weggekom, AfriForum het probeer, en wherever al, en hulle kon hom nou nie eintlik skuldig bevind daar nie, en ewe skielik, in 2025, word hy skuldig bevind aan hate speech. 'n bietjie later, kom jy agter, maar daar's iets soos 'n 7 jaar saak teen hom gewees vir die vuur van 'n onwettige vuurwapen, of 'n onwettige vuur van vuurwapen, en hulle kon nooit hondhaar afmaak in die hof nie, en ewe skielik is hy skuldig bevind, hy moet in Januarie arriveer om gevonnis te word. Somme ewe skielik. En dan staan jy een oggend op, en dan hoor jy maar die ANC se bankrekening is gevries. Iets te doen met skuld wat hulle nie betaal het nie. Is ook skuld wat al jare uitstaande is. Maar ewe skielik doen die bank hulle werk en vries hierdie ouens se rekening, en dit lyk asof die bal hier aan die gang is en of dinge na 'n punt toe loop. Ewe skielik. Nou hierdie het alles te doen met Doringbos. Hierdie is Doringbos regering se werk. Dit is nie goed wat per ongeluk gebeur en dinge raak nou beter in die Suid-Afrikaanse regstelsel nie. Hierdie is alles betrokkenheid van buitelandse derde magbedrywighede wat hier betrokke is. Reg, dan hoor jy, Zuma moet sy 28 miljoen terugbetaal van sy skulde, sy regskostes moet hy nou ewe skielik terugbetaal aan die regering, en as hy dit nou nie terugbetaal in 2 maande nie, wel gaan hulle dit sommer vat van sy presidensiële pensioen af. En dan begin jy hoor, Zuma kuier oral in Afrika, hy was in Morocco, hy was nou in Burkina Faso, en dan
wonder mense, maar wat soek hy daar? Dis hy nie afgetree nie. Ja, nou wat hulle besig is om hier te doen, is hulle is besig om te stir. So hulle krap nou die rooi muurnes, krap die buitelandse derde mag, krap die rooi muurnes om. Dis wat ons hierso sien. En ek glo natuurlik die aksie teen Zuma sal al hoe ernstiger raak en Zuma sal al hoe meer militant raak. En ons moet ons klaarmaak dat Julius Malema ook meer militant gaan raak. En of hulle werklik waar sal toesluit Januarie, twyfel ek sterk. En die rede hoekom ek so dink is omdat hy MI6 asset is. En dis nie net ek wat so sê nie. Cyril Ramaphosa het dit in die parlement op 'n stadium gesê, of iewers op 'n perskonferensie, hier in 2018-2019, jy kan het van die internet af gaan haal, waar hy sê, hy het berig ontvang, dat Julius Malema eintlik werk, saam met die Britse intelligentiediens. Hy werk vir MI6, en is korrek, hy werk definitief vir MI6. So, 'n mens moet nou mooi verstaan, hulle kan hom nie toesluit nie, want hoe sal hulle nou die revolusie aan die gang kry, as hulle nou wou Julius toesluit, jy sien? So ek twyfel of hulle hom gaan toesluit, maar kom ons kyk maar wat gebeur. Hierdie dinge het alles te doen met Doornbos regering. So jy sien hierdie magte agter die skerms werk, nou, jy kan dan nie sien nie, maar jy sien hierdie gebeure, sien jy, en dan moet jy verstaan, ek meen, dis goed wat in 1 jaar gebeur, wat eintlik nog nooit in Suid-Afrika gebeur het nie. Ouens soos die ANC, Zuma, EFF, daai ouens is verhewe bokant die wet vir die laaste 30 jaar al. En nou ewe skielik word hulle aangespreek. Klink mos nou nie logies nie. So ons moet begin verstaan, daar is ander bedrywighede aan die gang. Ons regbank is nog net so korrup soos wat hy was. Niks het verander nie. Al verskil is, daar's baie sterk buitelandse invloed en hulle is besig om die rooi muurnes baie kwaad te maak. Want die plan is natuurlik om op die ou einde om die ANC se buitelandse skuldrekening, dit wat hulle elke dag leen, 2,1 miljard rand leen hulle by die Joodse bankiers, gaan hulle ook afsny. So dit is waarin ons op pad is. Hierdie is nou maar net die aanloop daartoe. Iets anders wat die FSA gedoen het, wat 'n mens ook hier kan bynoem, is die FSA het ongemerk 'n afvaardiging gestuur om seker te maak, daar's nie human rights abuses in die land nie. Nou, ek meen, dis so oud soos, ons weet dit al vir 30 jaar, hulle kan net vir ons gevra het. Maar hulle het nou afvaardiging gestuur, en ons weet nou nie mooi wat alles in die verslag staan nie, maar hulle het teruggekom en gesê, daar's human rights abuses, en dis alles 'n aanloop, totdat hulle die ANC gaan wurg, en die EFF in 'n hoek druk, en hierdie ouens, soos ek sê, baie kwaad maak, en dan sny hulle die geld af. Wel dan, kook die land. En daarom moet jy deel raak van 'n Suidlander onttrekkingsgroep. Prep, pak 'n sleepwa, raak deel van 'n onttrekkingsgroep. As jy dan nie dit wil doen nie, raak deel, hoor by familie en vriende, waar het julle miskien 'n veilige plek wat julle net uit die vure kan onttrek, as dit nou so sleg raak in jou area, soos wat dit op 'n stadium daar Natal geraak het, daar in 2021, dat jy 'n veilige plek het om heen te onttrek. Ons moet weer laer trek in hierdie tyd, volk.